hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en lied, prys hom met die tamboerijn, met danse en snare en fluite. Prys hom met cymbale, met galmende cymbale, prys die Heer. Prys hom met cymbale, met galmende cymbale, prys die Heer. Laat alles wat awesome is, alles wat awesome is, U Lord. Laat alles wat awesome is, alles wat awesome is, U Lord. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel, prys hom oor sy dade, prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring, prys hom met die harp en lied, prys hom met die tamboerijn, met danse en snare en fluite. Prys hom met cymbale, met galmende cymbale, prys die Heer. Prys hom met cymbale, met galmende cymbale, prys die Heer. Alles wat awesome is, alles wat awesome is, U Lord. Laat alles wat awesome is, alles wat awesome is, U Lord. Prys God in sy heiligdom, prys hom onder sy magtige hemel. Ons is hier om U te
was ons met die grote, die hele aarde sing na U. O Heer, ek smag na U, die vrede, U reinheid, na U. O Heer, ek smag na U, die liefde nabyheid, na U. O Heer, na U alleen, na U alleen, na U Die Here het vir my 'n beeld kom wys oor die naweek, oor die volgende liedjie wat ons gaan sing. En dis oor 'n pa en sy kind. En wanneer 'n kind seer kry, dan hardloop hy dadelik na sy pa toe. En sy pa ontvang hom ook met oop arms. En hy weet, dit is sy veilige plek. Maar ook wanneer 'n kind seer kry, hardloop die pa na die kind toe. En die volgende liedjie wat ons sing is Run to the Father. En wil jy nie vandag net jou arms oopmaak en hardloop na die Vader toe nie? Want dit is 'n veilige plek en ek weet ons aardse vaders, hulle kom tekort, maar hy is perfek. I've carried a burden too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go, and I see so I run to the Father again and again and again and again. Oh, oh, oh. You saw my condition, had a plan from the start. Your Son for redemption, the price for my heart. I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Whoa, whoa, my heart has been in your sight long before my first breath. I'm running
It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. So I run to the Father, fall into grace. I'm done with the hiding, no reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons na U toe kan hardloop, dankie dat ons na U toe kan kom, net soos ons is. Here, U stel nie belang in rituele nie. U sê ek soek 'n oop hart. Ek soek 'n eerlike hart. En dankie dat ons kan kom, dankie dat U die pad oopgemaak het deur U seun Jesus, dat ons na U toe kan kom, na 'n liefdevolle Vader toe, regverdige, alomteenwoordig, alles wetende Vader. Dankie dat ons U God mag noem en dankie dat ons U kinders mag wees. Dankie dat ons hier vanoggend by mekaar kan wees in U naam. Nie in die naam van 'n gemeente nie, nie in 'n naam van 'n gebied nie. In die lewende naam van Jesus Christus. Heilige Gees, kom maak ons harte oop, kom maak ons verstand oop. Mag ons U woord hoor soos U dit bedoel het. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke inneem. Tiffany en span, dankie vir die aanbiddingstyd saam met julle ook. Van my kant af baie welkom. Dis lekker om soveel van julle hier te sien en die wat besig is met eksamen, sterkte. Ek weet julle leer net so hard of harder as die kinders en vir die van julle wat nou 'n bietjie rustiger is, geniet hierdie tyd ook. Nou vanoggend se boodskap is nie deel van 'n reeks nie, dis iets wat ons so net so 'n bietjie op fokus en dis iets uit baie uit my eie lewe uit ook, maar ek glo ook ek is nie uniek op daai opsig nie. Ek dink daar's soveel dinge in elkeen van ons se lewe, maar in die laaste amper sê ek wil ek sê die Here my regtig weer tot stilstand geroep en my net weer so laat fokus op dit waaroor ons vandag gaan praat en ek het net besef maar hier's definitief iets binne in my wat gestuur word. En dat ek die dag nie wil hierdie aarde verlaat met verwyte nie. Dat ek nie wil sê, joh, maar ek wens ek het dit geweet en dan het ek anders geleef nie. Dat ek en jy nou het al die kennis kan opdoen en nou al kan weet wat ons moet weet. Nou, dit hang af hoe jou gesin of jou familie of jou grootwordjare en setup is, maar van julle het dit nou al dat daar al bietjie gesprekke in die gesin is wat sê, luister, as jy een geskenk kan kies vir Kersfees, wat sal dit wees? En eintlik is dit pa en ma wat net hulle budget so lank probeer uitwerk. So hulle sê nou vir, hoorie nou, wat sal jy graag wil hê? Jy hou van 'n selfgemaakte kers, nê? En so iets en dan sê kind soos nee glad nie. Jy sal jou naam opsit of wat ook al so. Daar's gesprekke of miskien is 'n geliefde van jou se verjaarsdag naby en jy moet so half bietjie begin uitvind want jy wil ook nou nie die geld wat jy het mors nie, sê dit wat jy koop moet sin maak. En dan sê jy, luister, as jy nou enige geskenk, net een kan kies, wat sal dit wees? Of miskien is dit vakansieplekke wat jy sê, as daar een plek in die wêreld is wat jy nou op vakansie kan gaan, waar sal dit wees? Binne 'n radius van 5 km van ons huis af, verstaan, waar wil jy gaan? So daar's hierdie vraag. Nou gesprekke wat ek al baie gehoor het en vanaand tydens die aanddiens praat ons oor baie vrae wat mense al gevra het. In kerk, in geloof en klomp dinge vir mekaar. Maar gesprekke wat ek al baie gehoor het is wat mense sê,
Die dag as hulle in die hemel kom, wil hulle vir die Here hierdie een ding vra. En as jy nou net daai een vraag het, wat sal dit wees? Wat sal dit wees as jy net daai een vraag, en ek bedoel, dis eintlik 'n lekker gesprek om 'n etenstafel te hê, is, hoorie, wat sal daai een gesprek wees? Dit hang af van jou omstandighede. Daai een vraag hang af van julle gaan 'n baie oppervlakkig. Ek wil net by die Here weet, hoekom het hy muskiete gemaak? Verstaan? Jy sit nou vandag, dit lyk of die pes jou getref het, of waterpokkies, of wat ook al, jy is nie heeltemal seker nie, en dis net omdat elke liewe muskiet jou gevang het. Jy weet, jy het nog so gesit op Facebook, toe sê jy, ek is lief vir die somer, ek kan my ruitte oopmaak. En so 3000 muskiete het gesê, like. Want hulle weet, nou kan ons gaan. Weet, miskien, of wil jy weet, hoekom het die Here vliee gemaak, of hoekom winter, of hoekom somer, daar's vrae wat jy weet, jy gaan wel weet, hoekom het die Here 'n tiener so gemaak. Verstaan, daar's sekere vrae, van dit gaan bietjie dieper wees. Wat jy by die Here wil weet, Here, maar hoekom kon ek nie haar gekry het nie? Hoekom kon ek nie hom gekry het nie? Hoekom het ek nog nie daai werk nie? Hoekom is nog nie swanger nie? Daai een vraag wat jy vandag as jy moet vra, sal dit baie te doen met jou omstandighede. Nog dieper is, Here, hoekom my man? Of hoekom my vrou? Of hoekom my pa of my ma? Of hoekom nie daai nie? Hoekom kon ek nog nie die lotto wen nie? Al het ek hom nog nooit gespeel nie. Verstaan, daar's elke een het iets, en jy hoop daarop, jy wil net by die Here weet, kan ek net een keer, laat dit waar wees, laat ek daar SMS kry, van 'n familielid wat ek nog nooit in Europa gehad het nie, wat nou gesterf het, en vir my al haar heroes gelos het, kan dit net een keer waar wees, want dan kan ek 'n klomp goed uitsorteer. Elkeen van ons gaan, maar as jy net een vraag het, dan beperk dit so bietjie, en jy wil bietjie meer dink, en dis hoekom ek sê, is miskien 'n lekker gesprek om 'n etenstafel, want jy gaan miskien hoor, iemand het iets anders, en jy dink, ek het nie daaraan gedink nie, ek moes dit eerder gevra het. Of jy gaan net off the cuff skiet, en sê, dit sal my een vraag wees. Maar wat sal jy vra? Wat sal jy vra, as jy vir die Here net hierdie een vraag kon vra? Nou vandag kyk ons na 'n man, wat in die Bybel bekend staan, as 'n man na God se hart. En as ek dit hoor en lees, dan dink ek, hierdie ou het die binnebaan. As jy bekend staan as 'n man na God se hart, dan moet jy mos half 'n voordeel hê, so jy kan amper enigiets vra, en miskien in plaas van een vraag, kan hy 2 vrae hê, of wat ook al, maar as jy lees van Dawid, dan besef hierdie ou het iets besonders gehad, daar was iets met sy verhouding met God wat anders was, en Dawid sou miskien iets anders vra, maar Dawid was 'n totaal en al normale mens soos ek en jy. Dawid is as jong seentjie het hy in die veld gewerk, so hy het gewone werke gedoen, hy was 'n skaapwagter, inteendeel hy was nie eens gewild onder sy broers nie, en daar's 'n klomp dinge, so Dawid het, as ons hom in vandag se tyd moet leef, het hy in 'n normale gesin groot geword, behalwe dat hy al jonks geweet het, dat hy gesalf is as koning. So hy het geweet daar's 'n roeping op sy lewe, en iets anders, en van julle, ons sit hier, jy het van jongs af geweet, hoor jy gaan 'n entrepreneur wees, of jy gaan 'n argitek, of 'n ingenieur, of 'n dokter, of 'n onderwyser, of wat ook al wees, wat jy geweet het, dis wat ek met my lewe gaan doen, ek weet dit al van kleins af. So Dawid het 'n verhouding met God gehad, hy het God vertrou, ons ken sy storie met Goliat, ek bedoel, dis waar ons koppe die hele tyd gaan, maar Dawid het nie 'n hoorbare stem gehoor, Dawid gaan oorwin vir Goliat nie, maar hy het geweet die Here praat met hom, hy het geweet hy moet iets doen, en daarom was hy nie bang. Toe almal bang is, toe's Dawid nie bang, en hy verslaan Goliat, en dit is 'n pinnacle oomblik in sy lewe, daar's goed wat gebeur, en die vrouens sing, Dawid het oorwin, daar's 'n klomp goed wat gebeur. Hy kom in 'n koninklike plek, so hy kry ranks, vandag se tyd, hy's in 'n maatskappy, en hy klim die koöperatiewe leer, en dan hou sy baas nie van hom nie, en van julle sal sê, daai's ek. Jy doen hierdie ding, maar die ou bo jou, of die vrou bo jou, hulle hou net nie van jou nie, want jy sit bietjie druk op hulle. So Dawid moes vlug van Saul, wat hom 'n paar keer, hy speel nog harp, en dan gooi die ou 'n spies na hom toe. En dan kom Dawid ook, en hy moet vlug van sy eie seun af. Sy eie seun wat hom wil doodmaak. En vandag se tyd is dit redelik 'n gewone lewe. Iemand wat 'n werk het, iemand wat hoogtes bereik, iemand wat sy gawes en talente aanwend, maar wat ook striwelinge by die huis het. Alles is nie perfek nie, daar's ouer en kind verhoudings wat nie lekker is nie. So Dawid is ek en jy. En Dawid antwoord hierdie ding, sy een vraag wat hy het. Hoor net hierdie in Psalm 27 vers 4. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Uit alles wat Dawid kon kies,
Uit alles, rykdom, nog meer silwer, nog meer goud. Here, verbreed my grondgebied, geef my nog meer kamele, maak my nog meer suksesvol, laat die oorlog nog langer ophou. Ek bedoel, Dawid was baie suksesvol. Uit alles vra hy. Hy wil net in die huis van die Here bly. Hy wil in nabyheid van die Here beleef. Hy wil in sy goedheid lewe en hy wil dit daaroor nadink. Dis wat Dawid vra. Hy vra hierdie intieme verhouding met God. En ek weet vir ons klink dit so churchy, dink, ja, ek's nie daai ou nie. Ek sê vir ander goed gevra het, maar Dawid is normaal soos ek en jy, en dis wat hy vra. Intentioneel is dit wat hy vra. Ek het net een ding gevra. Ek het net hierdie een ding gevra, my hele lewe lank mag ek in die huis van die Here bly. Mag ek in sy nabyheid wees, mag ek in sy teenwoordigheid wees, mag ek hom goed ken. Jy gaan kyk in die Bybel, daar's 'n klomp mense en jy kan hulle intentionaliteit sien. Job, hy vra net vir reinheid. Hy wil net getrou bly aan dit wat die Here wil doen. Hanna vra hom om die Here met alles te vertrou. Sy wil haar hele lewe, sy sal 'n klomp goed verloor, maar sy wil die Here vertrou. Nikodemus soek net die waarheid. Hy sê, hoor, ek kan albei goed verloor, ek wil net die waarheid hê. Abraham wil net gehoorsaam wees. Hy selfs bereid om sy seun te offer. Hy wil net gehoorsaam wees aan God en Josef wil net absolute geloof hê. So kan jy aan hê. So jy kan deur die Bybel gaan en gaan sien, maar Dawid kies 'n intieme, direkte, ek wil amper sê desperate verhouding met God. 'n Desperaat en intiem klink nogal dramaties. Jy soos daar is, hoor die roadtrip is verby, die acting kan nou stop. Maar dis wat Dawid kies. Hierdie diep, intense verhouding met God. En ons sit hier en ek dink nee, maar ek smag ook daarna, maar soek ek regtig daarna. Nou hoor net in dit wat in ons Bybel opgeteken het as die 63ste Psalm. Hoor hoe skryf hy hierdie? Nou hierdie is 'n tyd waar Dawid besig is om te vlug van sy eie seun. Praat van trust issues en wie se naam nie op jou kerskaartjielys gaan kom nie. Jou eie seun is besig om jou letterlik, hy jaag jou, hy wil jou dood, hy jag jou. Hy wil jou doodmaak. Hoor wat skryf hy? 'n Psalm van Dawid, Psalm 63 vers 1. Na aanleiding van sy verblyf in die Juda woestyn, ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U soos 'n dorre en droë land, 'n land sonder water. Ek wil by U in die heiligdom wees, om daar U mag en U grootheid te ondervind. U troue liefde is meer werd as die lewe. Daarom sal ek U prys. Ek sal U my lewe lank loof, my hande ophef om U naam te prys. Soos elke keer wanneer ek in U goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met 'n jubelende mond. As ek aan U dink op my bed, oor U pyns in die nag, dan weet ek, U is vir my 'n hulp. En dan juig ek oor die beskerming onder U vleuels. Ek bly altyd naby U. U hand ondersteun my. Daai klink intiem. Daai klink naby. Daai klink, hoor jy, as ek op my bed lê en dink ek aan U en dis waaroor ek dink. Ek dink oor die grootheid, ek dink oor die almag. Gisteroggend met die reën, toe kon ons ook nou so 'n bietjie inlê want al die sporte is afgestel en terwyl daai reën so op die dak val, dan dink ek, "Jesus, Here, U is goed," maar dis maar een gedeelte. Dawid, dit klink of hierdie ou die heeltyd aan God. Hier is hierdie verhouding. Nou hoe wonderlik dat Jesus sê, hoor jy, ons kan sy vriend wees. Ons is nie meer slaaf nie, ons is sy vriend. Nou ons almal het hartsvriende. Jy daai vriende wat ons #hartsvriende as jy op Facebook is. Jy het nou by hulle gekuier en as jy by hulle gekuier het, man, jy voel sommer net weer revived. Jy voel die lus vir die lewe en jy lag sommer so oopbek en daar's net iets. Is lekker om saam met hulle te gewees het en vir hulle, hopelik is dit lekker dat jy by hulle was of hulle dink, dankie tog, hulle is weg. Nou kan ons aangaan. Daar moet 'n mutual gevoel wees, hoor. Dit moenie net jy wees wat so voel nie. Hulle, in my geval, dis 'n ander gesprek. Maar jy het jou beste, dink nou 'n bietjie aan jou beste vriend of vriendin, daai #hartsvriendin of my soulmate. Ek dink nie jy het al ooit 'n WhatsApp of 'n e-mail vir hulle geskryf en sê, ek smag na jou. Ek dors na jou. Nee, jy het al gesê, kry ek jou daar, ek is dors. Dis 'n ander storie. Maar Dawid is intiem. En hoor vir my, as ek die woord intiem gebruik, asseblief moenie seksueel dink nie. Dawid is intiem wat sê, hoorie, bo alles wil ek U hê. Dawid besef, as hy nie God het nie, het hy nie 'n asem nie. En ons sing die liedjies, U is my asem, Heer. Ons sing dit, is mooi, ons love die tunes, ons love die melody. Dawid beleef dit.
Dawid leef dit. Hy sê, as ek nie God het nie, het ek nie eens meer asem nie. As ek nie God het nie, staan my hart stil. Jy weet, as jy in 'n verhouding was waar daar baie liefde is of was, dan verstaan jy daai so bietjie. As jy net moet indink sonder daai persoon, dan voel dit of jou hart wil gaan staan. En van julle het dit al beleef. Dit is jou groot seer vandag. Dis jou een vraag vir die Here en sê, Here, maar jy het vir my daai persoon gegee. Hoekom moet ek nou so voel? Dit voel of ek nie kan asemhaal nie. Maar Dawid voel dit oor die Here. Jy voel dit miskien oor jou kinders of oor jou ouers. Dat jy sê, yes, Here, maar hulle is my alles. Dis hoe Dawid oor God voel. En vandag is nie om my en jou skuldig te laat voel nie. Dit het my 'n vraag laat vra en dink, Darius, maar waar is ek? Is dit hoe ek nog oor God voel, oor Jesus voel? Want sien, die dag toe ek tot bekering gekom het, toe ek weer gebore is, toe is dit hoe ek voel. En ons voel miskien op 'n Sondag so, en jy voel miskien deur die week, luister jy 'n liedjie en jy dink, is my favourite. Maar dit vervaag ook baie vinnig. Het gaan ook vinnig weg, maar Dawid is intiem, hy's intentioneel, en die een ding wat hy vra, is hy wil saam met die. Hy's verby 'n vriendskapsvlak. Hy's ver verby dit. Hy's baie dieper, baie intentioneel en hy wil net nader aan die Here leef. Min van ons het daai gevoel of het dit onlangs beleef. En jy sien ander mense en jy dink, daai ou, daai vrou, predikers wat jy op die TV sien of iemand wat 'n lied sing en jy dink, hoorie, ek wil net daar wees. Ek wil saam, Lauren Daigle kom volgende jaar, ek wil daar sit en ek wil net, want daar's iets in haar, of ons beleef dit. Maar wat Dawid hier vir my en jou sê, is ek en jy kan hierdie elke dag beleef. Dis beskikbaar. Die verhouding met God wat Dawid gehad het, is beskikbaar vir elkeen van ons. Ongeag ouderdom, ongeag jou omstandighede, ons moet dit net hê. Die vraag wat by my uitgekom het, want sien, ek het aanvanklik gedink ek het 'n vraag, en terwyl ek oor Dawid dink en oor sy verhouding met God, toe kom het 'n tweede vraag by my op, en toe weet ek, frek, ek moes hom eers gevra het. Want ek wil weet, maar hoe kry ek wat Dawid gehad het? Hoe kom ek daar? Hoe kom ek daar, dat ek nie super spiritual klink, en hoorie, daai ou. Nee, ek wil regtig so diep in 'n verhouding met die Here staan. En dit wat ek jou nou gaan vertel, weet ons al vandat jy so groot is. Maar dit bly die waarheid. Dawid se lewe wys dit, Jesus se lewe wys dit. En as ek en jy daai verhouding wil hê, as ek en jy wil sê, hoorie, ek wil in 'n posisie wees wat ek vir God 'n ander tipe vraag vra, wat ek vra wat Dawid gevra het, is, Here, ek wil net by U wees. Ek wil net in U teenwoordigheid wees, wanneer ek in U teenwoordigheid is, verander my wêreld. Dan lyk en kyk ek anders na dinge. Die eerste ding is God se woord. Ek dink ek het gedink hy gaan sê Bybel. Ja, die Bybel. Ons weet dit. Maar dit is God se woord. Enige soliede, sterk, intieme verhouding is wanneer daar goeie kommunikasie is. Wanneer daar goeie kommunikasie is, werk dinge. Jy kan hierdie regdeur vat. Jy kan dit in 'n romantiese verhouding vat. Jy kan dit vat tussen ouer kind. Jy kan dit vat in die besigheid. Wanneer daar goeie kommunikasie van topvlak bestuurders na die res toe of van onder af boontoe, dan is goed suksesvol. Nou die woord, die Bybel, is God se woord aan ons. Dit is sy liefdesbrief aan my en jou. Dis waar hy vir my en jou raad gee om deur hierdie wêreld te kom. Jy sit vandag en jy dink, ek het 'n groot besluit, ek moet met iemand gaan praat met hom. Gaan lees sy woord. Jy dink, maar hy gaan nou nie vir my daar sê oor daai transaksie nie. Hoor vir my, jy sal weet wat jy moet weet. Sy woord is die manier hoe hy my en jou hart oopmaak. Ek en jy moet net leer luister. Maar ons soek die verse wat vir ons lekker voel. Het jy al gedink, jy's in 'n gesprek met iemand en hulle probeer iets leer en sê nee, moenie daai, sê vir my hierdie. Sê ja, maar daai is nie goeie raad nie. Ja, maar ek wil dit hoor. Dis hoe ons met die Bybel lees. Jy lees iets en jy dink jy, nee, hier klink soos 'n geveg. Ek gaan terug Psalms toe. Daar's iets lekkers, ek sal iets lekkers kry. Of Spreuke. Dis lekker kort sinnetjies, ek kan hom onthou. Ek lees net daai een. Nou hoor hoe skryf Dawid in Psalm 19. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Net daai is meer as genoeg vir my en jou om 'n week lank oor te dink. Die woord van die Here is volmaak. Vanaand gaan ons vrae moet beantwoord. Moeilike vrae, waar is die antwoord is in God se woord? Nou die argument kan wees, ja, maar as ek nie in die woord in God glo nie, hoe moet ek sy Bybel glo? Dis okay. Ons neem aan jy glo ten minste dat God in 'n mate bestaan in sy woord. Maar hy sê die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar.
Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan. Dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan altyd vas. Die bepalings van die Here is reg. Elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud. Soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek. U dienaar laat hom daardeur leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Dawid klink desperaat. En ek weet nie of dit was van omdat die Bybel nie so beskikbaar was in daai tyd nie. Ons sit in gemiddeld in Suid-Afrika, elkeen met ten minste 3,5 Bybels in jou huis. Weet nie waar is die helfte, iemand het die Ou Testament uitgeskeer en gesê, nee, net hierdie. En as jy vandag hier sit en jy sê, wel, ek sien deel van daai statistieke nie, ek kort 'n Bybel, asseblief kom na die tyd. Ons wil graag vir jou 'n Bybel gee, want ons moet God se woord in ons hê. Ons moet dit onthou, ons moet dit lees. Ons kan nie net oor 'n dagstukkie mooi, ek kan nie eens onthou. Weet julle hoeveel keer toets ek myself? Lees 'n dagstukkie, maak toe. En besef ek weet nie eens waar dit staan, dit wat ek nou gelees het. Dan moet ek teruggaan. 1 Tessalonisense 1, ek het dit nie geweet. Ons moet die woord binne in ons hê, die skrif moet in ons harte gegraveer word, want wanneer die wêreld vir jou iets vertel, 'n leuen van wie God is, moet jy sê, nee, maar my God is betroubaar. My God is liefdevol, my God is regverdig. My God sal my nooit alleen laat. Wanneer jy begin leuns glo wat die wêreld na jou toe gooi, jy's alleen, dan moet ek weet, maar hoorie in daai skrif staan dat hy sal my nooit verlaat nie, al voel ek nou alleen, ek is nie alleen nie. Hoe desperaat is ek en jy nog oor ons Bybel? Oor die woord. Dis maklik vandag, hy's in ons sak, hy's op jou foon. Maar daar's iets aan om daai harde bladsye te vat. 'n merk te maak, iets by te skryf, 'n datum, om sy woord in ons lewe in te kry. Ons lees baie boeke, hoor vir my, en dis nie verkeerd nie. Jy het besigheidstransaksies wat jy wil doen, hoor jy gaan download elke liewe audioboek wat jy kan kry op internet. Fortune 500 dit, of jy gaan lees daai sakeman, en wat het Bill Gates oor die gesê, en daai een van Richard Branson, ons lees almal so goed, want ek wil ook, en dis goed, daar's wysheid daarin ook. Maar die Here sê, begin by my. Ek het vir daai ouens die wysheid gegee. Ek het alles gegee wat ons wil. Ons luister ander mense en hy sê, maar jy kan by my luister. Ons gaan lees gewone mense se huweliksverrykingsboeke. Dis goed. Wie die huwelik geskep? Wie het gesê, so lief soos wat 'n man 'n vrou het, so lief het ek julle? Hoekom wil ons nie by die bron die antwoorde kry oor hoe 'n huwelik behoort te lyk en 'n verhouding te lyk? Dawid is desperaat. Dawid is desperaat, hy het nie op sy bed gelê en op sy Bible app gegaan en gesê, hoor jy, okay, wat is daai vers nou, weet nie. Hy het dit in sy hart geskryf gehad, hy het geweet wie God is, hy het dinge van hom geleer en dis wat hy doen. 'n tweede manier hoe ek en jy nader aan God kan kom, hoe ek en jy kan sê, maar ek wil hom so leer ken, intiem, en soos wat Dawid desperaat, is dit wat julle reeds doen. Jy wat vanoggend hier sit, verstaan al klaar gedeelte daarvan. En dis om by mekaar te kom in die huis van die Here. En dis 'n vreemde ding. Onthou net kerk, dit verskoon die Engels, it blows my mind nog steeds. Ek kan nog steeds nie dink hoekom mense kom elke Sondag. Maar dis hoe God dit bepaal het. Want mense moet saam in 'n vertrek wees, gelowiges moet saam kan sien, hoor jy, daai persoon het seer, maar kyk hoe aanbid hy of sy. Of ek het seer en ander kan om my kom en hulle kan my ondersteun en onderskraag om saam te wees in die huis van die Here. Daar's iets daarin. Jy beleef 'n dag en jy voel net, hoor jy, vanoggend moet ek net kerk toe gaan en toevallig beantwoord God elke liewe vraag wat in jou hart was. En dan wil jy vir mense die eer gee, dis hoe God werk, dis hoe die Heilige Gees werk. Jy weet hoe voel dit, jy het 'n dag net afgevoel en toe jy opstap in die trappe, toe iemand jou net randomly kom sê, hoorie so man, ek sien sommer reg deur jou hart vanoggend, kom ons gaan drink 'n koffie. Of iemand kom praat met jou en vra vir jou oor die werk of wat ook al, en dis net bevestiging op dit wat klaar reeds in jou lewe gebeur. Iemand kom laai 'n kospakkie by jou huis af. Iemand kom bou iets wat jy nie geweet het, hoe gaan ek ooit hierdie ding regmaak nie, en iemand daag dit op en daar gebeur dinge. Ek kan jou die hele dag besig hou hoe kerk, 'n gemeenskap, my lewe verander. My gesin se lewe verander. Ek het groot geword in kerk, maar was nie vir my, ek het nooit die nut daarin gesien nie. Jy raak so aan die slaap, halfpad deur die diens, jy moet iewers opstaan want jou pa knyp jou of jou boetie slaat jou. En dan moet jy terug gaan huis toe en dan vra pa, wat het die dominee vandag gesê? Niemand weet nie.
Maar die ouer boeties maak iets op. So ek is soos, hoe het hulle geluister? Hy het dan langs my geslaap. En ek het later nie geweet of pa ook nie weet nie, dis hoekom hy ons vra. Verstaan, dit was... Maar toe ontmoet ek wat nou my vrou is, en ons is saam in kerk. Ons beleef die Here daar, ons beleef ons seerste seer, en ons beleef ons grootste genesing in kerk, met mense om ons. Ons trou in kerk. Ons word gedoop in kerk. Ons het later ons kinders en hulle word ingeseën in kerk. En daar's iets wat gebeur in hierdie laaste 10 jaar. Ek kan nie vir die Here genoeg dankie sê oor wat ek by julle beleef nie. Hoe ek sien hoe die wêreld vir julle so seer maak en julle bly net in geloof opstaan. En ek sien net daai intieme verhouding wat julle het met die Here en dit stig my weer. Dit doen weer dinge aan my om te sê maar ek moet aanhou, ons moet aanhou. En Dawid roep uit daarna. Dawid het hierdie verstaan, hoor hierso in Psalm 122 vers 1 tot 4, hy sê, ek was baie bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. Nou staan ons hier binne in jou, oor Jerusalem. Jerusalem is goed gebou. Dit is waarin al die kinders van God kom om vir hom baie dankie te sê. Dit is wat hy van hulle verwag. Ons het dit beleef in Oktober. 'n Maand van dankbaarheid en hoe julle gekom het, en dit stig weer iets, dit doen weer iets. Om saam met gelowiges bymekaar te kom vir die Here dankie te sê. Wat Dawid ook hier doen, hy wys vir ons 'n deel van God se hart. As jy sê, hoorie, ek wil God intiem leer ken, dan sê hy, hier's 'n gedeelte, want hy sê, dis wat hy van julle verwag. So hoekom is die gemiddelde bywoning nie in ons gemeente nie, ek moet sê, julle is overachievers. Love julle. Gemiddelde bywoning in Suid-Afrika is eenmaal 'n maand om iemand kerk. So ons is nie meer desperaat vir daai koneksie met ons. Ons is nie meer desperaat om saam met gelowiges om te aanbid en te sê, hoorie, ek het miskien nie 'n week gehad nie, maar ek is saam met jou bly, so kom ons dankie, Here sal. Al doen God niks vir ons vandag en vir die res van ons lewe nie, hy het klaar alles gedoen wat hy moes doen. Hy het meer as dit gedoen toe hy sy seun gestuur het om ons sondes weg te van en vir ons ewige lewe te gee. So ons kom nie om net hoor nee, okay, hy het daarom nou hierdie week vir my deurgekom, so nou kom ek. Daar's iets om saam te wees. En Dawid gee vir ons 'n venster in God se hart. Wat sê hy? Ek hou daarvan wanneer jy so bymekaar kom. Ek hou daarvan wanneer 'n klomp van my kinders my saam aanbid. Vra enige ouer, wanneer is dit vir hulle die lekkerste? Wanneer al hulle kinders by hulle huis is. Dis die lekkerste. Selfs al is die enetjie moeilik, kom net. Onthou, 'n ouer is so gelukkig soos sy ongelukkigste kind. Maar wanneer hulle by mekaar is, gebeur daar iets. Daar's 'n koneksie wat ou nie in woorde kan sit nie. En God sê, kom by mekaar. En dis wat Dawid soek. Dawid sê oor die liggaam van Christus is die kerk. En ons het dit al beleef hierso. Keer op keer op keer. Ek voel eintlik skuldig dat ons wat hier staan voltyds, ons sit in die front row seats, ons sien dit elke week gebeur. Hoe die liggaam van Christus werk. Dis julle. En ek prys die Here daarvoor. Nou hoor dit in Psalm 92 vers 2 tot 7 gaan hy aan. Hoor hoe lewendig klink dit vir Dawid. Hy sê, dis goed om die Here te loof, om u naam te besing. Allerhoogste, hy weet met wie hy praat. Hy besef, hy herinner homself, Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig, en elke aand van u trou. In die oggend begin jy en jy besef, God is lief vir my. Vanaand kyk jy terug, jy lê op jou bed en jy dink, kom ek dink oor hierdie dag, wow, God is getrou. Om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier, u groot dade, Here, het my baie bly gemaak. Ek wil juig oor u wat u gedoen het. Groots is alles wat u doen, Here. Ondeurgrondlik is u gedagtes. Wie dit nie besef nie, is 'n dom mens. Wie dit nie insien nie, is sonder verstand. Dawid is brutally honest. Want hy sê, hoorie, net 'n dier besef eintlik nie hoe groot God is nie. God het ons gemaak na sy beeld, net minder as hy, om te sê, sodat jy kan verstaan my grootheid, my almag. En Dawid sê, ek en jy behoort daagliks, die hele dag aan dit te dink. God se grootheid, God se almag, God se trou, God se liefde. Maar die wêreld vra ander vrae vir my en jou. Die wêreld vra vir jou, waar is jou God wat so lief is vir jou? Waar is jou God wat gesê het hy gaan deurkom? Waar is daai ou wat, en ons begin twyfel? Behalwe as jy die woord in jou hart het, sy woord in jou hart, in jou verstaan. Saam met medegelowiges kom wat jou ophelp wanneer dinge moeilik gaan. Dis wat God kom doen. Dawid beleef hierdie. En hierdie is iets waarna ek smag.
Ek het weer besef, ek smag hier. Die Here het vir my 'n vraag kom vra. Hy sê, Darius, waar is jy? Nee, Here, ek sien die wenstrand. Hier is ons werk, ons gaan aan. Woe, het jy gesien? Oesfees, Jesus het gekom en ons het U geloof en U geprys. En hy vra, maar waar is jy? Maar wat bedoel jy, waar is ek? Ek sê daar, ek is besig. Vertel mense van U. Ek soek jou naby my. Ek wil hê jy moet weer by my uitkom vir jou verhouding met my, nie oor ander mense nie. Vanuit dit sal hulle weer my ook beleef. Maar ek het besef, ek kort hom dringend en desperaat. Ek moet sy woord opslurp, sodat ek hom beter kan verstaan, dat ek nader aan my Vader kan kom. Nie vir nog 'n preek en nog 'n boodskap en nog 'n slim dingetjie of iewers deur die week en oor 'n denking te sê nie. Wat ek besef het, hoe meer ek hom soek, hoe meer kry ek. Nog elke keer wat ek intentioneel gesê het, Here, vandag het ek nodig om U stem te hoor. Boom. Nie hoorbaar nie. Nog elke keer, al is dit 'n halfuur, al is dit 'n uur, al is dit 10 minute, nog elke keer intentioneel, Here, ek wil niks van hierdie wêreld hoor nie, ek het net nou nodig om van U te hoor. Net so. En skielik begin dinge anders lyk. Skielik begin ek bewus raak van my tekortkominge as man, of as pa, of as werkgewer. Maar ek gaan sit nie in sak en as nie. Ek besef, ek kan beter. Ek kan nader aan God, en hoe nader ek aan hom, hoe beter, hoe anders lyk die lewe. Maar Dawid het hierdie beleef, en ons sien dit in God se seun Jesus. Ons sien dit in 'n gesprek waar Jesus met God is, en hoe wonderlik dat 'n gesprek tussen Vader en Seun vir ons behoue gebly het in die Bybel. 'n Gesprek wat Jesus met sy Vader het, sien, want dis die derde ding. Gebed. En ek weet ons ken die liedjie, lees jou Bybel, bid elke dag. Dis wat dit is. Jesus is in gesprek met sy Vader, dis wat gebed is om met die Here te praat. En van julle is briljant daarin, jy hou eintlik nooit op nie, jy begin in die oggend en regte die dag praat jy net met die Here, dis asof hy langs jou in die kar ry, asof hy langs jou by jou lesenaar sit. En jy hou net aan praat, maar Jesus is in gesprek met God, en hy gee vir ons weer 'n snapshot van wie God is. Nou hoor hierdie gedeelte, gebed, in Johannes 17, nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik U Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U met hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dan sit asof Jesus self dink, oor wat is die vraag van die lewe? En dan antwoord hy homself, en dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Jesus besef, dit is al wat ek en jy nodig het, is om die Vader te ken, en om Jesus te ken. Dis waarna ons moet smag, dis waarna ons moet soek, meer en meer en meer, en amper sê, hoor, ek kan nie genoeg kry nie, ek het hierdie wow ding van die Here vandag ontmoet, en geleer, maar ek wil môre weer. Ek wil ander mense vertel. En in my seer, in my hartseer, in my bekommernis, in my vrees, kan ek kom en sê, maar God het nie verander nie. Hy bly dieselfde. Jesus wys vir ons wie God is. Om intiem voor die Here te wees, beteken om kaal te staan. Gestroop van alles. Gestroop van dit wat die wêreld van jou moontlik dink, die beeld wat jy vir hulle probeer voorgee het. Gestroop van bloot, dit lê naak en oop, alles van jou. Elke liewe ding wat ek en jy al ooit gedoen het, ooit gedink het, ooit gesê het, of nog gaan doen. Wanneer ek en jy oop en bloot voor die Here staan, kies hy nog steeds om my en jou lief te hê. Amazing is dit. Op ons mees vulnerableste plek, sê hy, ek het jou lief. En ek het jou so lief, dat ek my seun gestuur het. Moenie nou dat jou omstandighede kyk nie.
Kyk nou wat ek lankal vir jou gedoen het. Nog voor jy my gekies het, het ek jou lief gehad. En dis waarna hy ons uitnooi. Hy sê, raak deel. Kom nader na my toe, kom huis toe, kom hoor wie ek is, gaan lees wie ek is, praat met my en ek sal jou vertel. En sy belofte, klop en ek sal vir jou oopmaak. Kom soek my en jy sal my vind. Mag jy vanoggend daai begeerte, mag daai hartsbegeerte by jou wakker word. En nie skuldgevoel nie. Nie ja, ek kan beter, jy's reg. Nee, opgewondenheid en sê ek wil meer weet. En as ek dit kan toepas in my besigheid, as ek dit kan toepas in my lewe, hoeveel te beter dat ander mense God se grootheid kan beleef. Maar wil jy nie vanoggend 'n intentionele besluit maak soos Dawid nie? Dawid het gevra, dis die een ding wat ek vra. Is om U beter te leer ken vir al die dae van my lewe. Mag dit vandag jou begeerte wees. Mag dit myne wees wat sê, Here, U sien my hart raak. Mag ek nader aan U leef. Kom ons luister na hierdie lied. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against
Vader, wanneer ons bewus raak van die liefde vir ons, is dit oorweldigend. Dit is amper ongemaklik, het voel so als, nee, ek verdien dit nie, of ek kan nie nou hiermee deel nie, Here, maar U kom net en U oorweldig ons met die grootheid, die almag, die liefde, die genade wat elke dag opnuut is. Dankie dat U vir ons kom bewus maak, dat U weet waar ons is, dat U weet waar ons gaan, en dat U sê, as jy my woord optel, gaan jy hoor hoe ek oor jou voel, wat ek vir jou wil sê, en waarmee ek jou wil help. Mag ons die tyd inruim en nie bang wees vir tyd saam met U nie. Heilige Gees, kom openbaar die skrif. Kom breek dit vir ons oop, dat ons dit verstaanbaar kan verstaan, en dat daai honger net nog meer word, om meer te lees, meer te bid, meer tyd saam met ander gelowiges in U teenwoordigheid te spandeer. Dankie Jesus, dat U vir ons gewys het, hoe 'n verhouding, 'n intieme verhouding met die Vader lyk. Dankie dat dit in Dawid se gedigte en liedere opgeteken is. Dankie dat ons vanoggend weer kan kom besef, wow, ek wil nou by U wees. Ek wil U nog beter leer ken. En so kan ons hierdie wêreld verander, so kan ek soveel groter impak met my lewe hê. Omdat ek U volg, U planne en drome vir my lewe verstaan. Ek dank U vir die tyd saam. Ek dank U vir die woord wat vir ons behoue gebly het. Ek dank U vir die uitnodiging dat ons kan kom, net soos ons is. Dankie dat ons die hartklop vanoggend weer kan hoor. Nie hartklop, sê ek is lief vir jou. Kom na my toe. Ons prys U hiervoor, ons dank U hiervoor. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend gekom het, en as jy vanaand jou pad kan oop sien, ons gaan lekker vra, wel, dis nie lekker vra nie, is moeilike vrae hanteer. Ons gaan saam in die skrif kyk, wat is die antwoord op hierdie goed, en mag Here ons daar ook help, en mekaar mag ons daar vrede vind in dit ook. So dis vanaand 6:00. As jy gebed nodig het, asseblief bly agter. Ons wil saam met jou bid, ons wil saam met jou, miskien het dit niks met vanoggend se diens te doen nie, miskien het dit alles met dit te doen, is okay. Die Here sê in sy skrif, my huis moet 'n plek van gebed wees. Ons wil saam met jou bid. Die res kuier lekker saam, daar's nog koffie en tee daar buite, kuier saam. In daai gemeenskap om so saam te wees is ook wonderlik. Mag jy 'n geseënde week beleef. Kom ons staan en ontvang die seën. Ons hemelse Vader kom vandag en hy seën elkeen van ons met die wete en die verstaan dat hy sê, maar ek het jou lief. Ek het jou eerste lief gehad. Ek het jou nog steeds lief. Kom na my toe. Kom leer my ken, want dit is die ewige lewe. Dus kom vandag en seën elke man, elke vrou, elke gesin, elke besigheid, elke eenmansaak, elke afgetredene, ouetehuis, hospitaal, alles, Here, oral waar U mense is. Mag ons beleef hoe U toeganklik is en dat ons na U toe kan kom. Seën hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.